Hartlike goeiemiddag en baie welkom op nog 'n episode hier uit die Go-To Guys ateljee. Ek kuier vandag hier saam met Driekus Viljoen en twee briljante cricketspelers daarvan laerskool Mooi Rivier en ook wat ons gekies is vir die onder 13A Noordwes Dragons span wat hulle gaan verteenwoordig daar in Benoni vanaf volgende week. Op die bank saam met my soos ek gesê het is dan Adrian Kreer en dan ook Jandrey Boshoff. Julle twee baie welkom. Ja, baie dankie, ons groot voorreg om hier op te wees. Dankie. Daar sê, manne, ons gaan 'n bietjie soos die ou sê, ons gaan 'n bietjie bol chat. So ons chat 'n bietjie cricket. Kom ons begin al by Adrian. Waar het jy begin cricket speel of hoekom het jy begin cricket speel? Ag, ek was nog altyd baie lief vir balle. So ek en my pa het altyd toe ek klein was, koop vir my so size 1 bat. Ek onthou net hy het vir my balle gegooi. Ek het net gekyk hoe ver kan ek dit slaan. Toe ontwikkel nog crack coaching en toe ja, hier is ek nou. Ag, lekker. En jy, Jandrey, hoekom het jy begin cricket speel? Ja, ek en my pa het altyd backyard cricket toe ek so 3 was. Toe begin ons backyard cricket speel, maar ek het actually eers begin toe ek so 6 jaar oud was. Okay. By net coaching gedoen en alles en nou is ek hier so ja. Ja. En julle speel beide al eerste span. Hoe lank speel jy al eerste span? Ek het by Mooi Rivier se eerste span begin laas jaar, graad 6. So graad 6 en 7. Ja, graad 6 en 7 het ek. Nice, en jy? Ja, ook graad 6 en 7. Graad 6 en 7. Ja. So geniet julle daarom die cricket by die skool? Ja, nee, dis baie lekker. Ook goeie verhoudings gebou met al die ouens. Dis 'n groot voorreg om saam met hulle te speel, ja. Well done. Baie goeie ouens wat daar speel, ja. Mooi. Ja, dit is ook baie lekker om saam hulle te speel. Saam met hulle te speel. Ja. En nou dat julle gekies is nou vir die Noordwes Dragons, hoe het julle voorbereiding al gegaan hierdie seisoen? Ja, dit is regtig 'n groot voorreg. Ek het dit nie verwag nie, maar alweer eens ek het baie geoefen vir dit. So ek's baie dankbaar en al die coaching, al die oefeninge, ek dink dit het regtig gewys dit werk. Ek's baie dankbaar. Awesome. En jy? Ja, ek het ook baie hard gewerk en ek het regtig dit nie verwag nie en ek is ook baie dankbaar oor dit. Het julle nou al oefeningwedstryde gespeel? Ja, ons het een, maar dit het uitgereën en maar ons het darm 50 ouers Ja. in die veld gesien. Teen die Titans. Ja, Ek voel ons het hulle mooi gehou. Toe ons twee opening batsmen tog solid gelyk. Toe begin die reën, maar dit's maar die game. Dit het gebeur. Soos dit maar gebeur en Ja, eerskomende Saterdag speel hulle teen die Vrystaat. Hoe dink julle gaan dit daar gaan? Hopelik beter. Ons hoop ons sit 'n goeie fight op. Gaan ons beste gee en kyk wat gebeur. Ja, dit gaan nie maklik wees nie. So ons kan nie net daar instap en dink dit gaan 'n walk of wees nie. Ja. So ja, ons moet nog steeds ons kop hou en speel. Enjoy ja. Ja. En nou die verskil, julle het nou speel 30 ouers op skool op by eerste span. Maar nou op die toernooi gaan julle 50 ouers speel en hulle het nou eerskomende Saterdag het julle wat verby was en een wat kom speel hulle ook 50 ouers. Hoe groot verskil is daai laaste 20? Ek voel dit is baie meer van 'n mindset. So 30 ouers, jy het in die begintyd soos wat dit later raak bietjie meer aggressive. 50 ouers, jy het ekstra 20 ouers in julle innings wat jy bykry. Jy het baie tyd. Rustig begin, rustig eindig en ek voel net ja, jy het goeie tyd om te settle en jou beste te gee. Nice. En jy, hoe voel jy oor die ekstra 20 ouers? Ja, jou mindset moet net reg wees en as jy dit voel nie eers so lank as jy net die game geniet nie. Ja, dit is die groot ding. Ja. As mens die game kan geniet en met jol dit vir die lekkerte, dan is daai ekstra 20 ouers nie so erg nie. Maar hoe verskil die eerste span teenoor dan nou die provinsiale opponente wat julle speel? Is daar al 'n verskil of is dit maar voel julle is dieselfde? Ek voel met soos die skole Mooi Rivier se eerste span teen die ander skole wat ons speel, is baie meer net die skool se span. So dit is daar's goeie spanne en daar's ook slegte spanne. Yes. Met provinsiaal is dit die beste van die beste. Ja, So dit is nie net daai span is makliker wen nie. Elke span, fokus, elke match moet net so hard gee elke keer. Nice. En jy? Ja, nee, dit is baie ja, nee. Ja. Ek nie. Okay. Maar sê gou vir my die games wat julle nou gaan speel op die week. Die eerste een is die Dolphins daar van Natal se kant af.
Hoe dink jy kan hulle sterkte wees? Sjoe, ek weet nie. Hulle gaan definitief moeilik. Ek ken nie so baie van Natal nie, maar ek weet daar is goeie skole. Yes. Dit gaan nie maklik wees nie. Ons is ook goed. So, en ons gaan bietjie in daai tournament en bietjie van die underdogs, maar ek voel altyd victorious. So ja, ons gaan ons bes te gee en ja. Wow, en dan die tweede game is dan nou die KZN Inland en dan weer die Titans. Hoe voel jy daaroor? Ja, ek dink ons moet nog steeds ons kop hou en ons moet nog steeds fight opgee. Ons moet nie net daar gaan slap lê nie. Ja. Ja. En dan het julle nou op die toernooi speel hulle 52 overs en dan speel hulle 3 T20's. Hoe gaan jy daai mindset, julle praat nou van die mindset. Hoe gaan jy daai mindset verander om 'n 50 over te speel en dan die volgende dag 'n T20? So ek dink die mindset moenie eintlik baie verskillend wees nie. Elke keer moet dit wees, gaan in, doen wat jy moet. Enigste verskil is met die 50 over kan jy bietjie meer rustig ingaan, jouself settle, maar nog steeds kop hou. Mindset is belangrik. En dan met die T20, jy kan meer aggressief gaan na die einde toe, maar nog steeds nie dom goed doen nie. Okay. So jy is eintlik 'n batter as ek so kan aflei. Ja. Hoe voel dit vir jou as jy instap en jy slaat 'n paar balle verskriklik ver? Ja, dit voel baie goed, maar ek sê vir myself ek moet nog steeds kalm bly na elke bal en ja. So speel jy op elke bal op Merite? Soos jy wag vir die swakbal en dan peper jy hom? Of is jy daai ouetjie wat 'n goeie oog het en dan besluit ek kyk, as ek nou off tee dan is dit so. Ja, elke bal op Merite. Elke bal op Merite. Ja. Het hulle 'n paar goeie balle ver geslaan hoor. Ja, jy sien, dit is maar dit is as jy 'n goeie oog ook het dan bat mens lekker en maar voel dit goed om daai bal so ver te slaan. Ja, dit voel baie goed. En dan cheer jou maat jou en alles en dit voel baie goed as ek 'n 6 slaan en dan cheer die span vir my. Maar tel jy hoeveel sesse jy sessions slaan of nie eintlik nie? Ja, nie actually nie, ja. Okay, nou as jy nou moet terugdink aan hierdie seisoen. So verste ses wat jy geslaan het. Kan jy onthou waar was dit? Die verste 6 was teen Ilardes Park. Okay. Op Super 12. Op Super 12. Ja. Toe jy hom 'n bietjie gemiddeld toe. Was dit daai een oor die paviljoene? Ja. Was groot. Waar hierso by Ja, dit was by Vastrap, ja. Ag ja, nee maar as jy Kleinerige veld, maar hy het hom daar- hy het hom in die netbalbaan in dag geslaan. Okay, nee, dan is dit groot. So, Dan is dit groot. Ja, die seisoen. Ja. Maar die van die jaar is daai Marcus toe ons by die proewe. ja. Okay, ja. Ek onthou daai een, Daar was groot. Ja, ek kan daai nou onthou. Hy was toe hy maar oor die dakke geslaan en hy Ja. was groot. En jy's eintlik 'n as mens sou sê bowling allrounder. Hou jy jy hou meer van die bowling. Ja, okay, jy hou van al twee? Ja, ek hou net so baie van al twee. Ek moet sê ek voel ek het in die begin, soos laas jaar en van graad 5 af, baie meer op die batting gefokus, maar na 'n paar games waar ek met my batting klein bietjie gesukkel het, ek het baie goed opgemaak met die bowling. Sien ek wil bietjie aan die bowling ook werk, want dat ek kan, is bietjie van, as ek sleg doen in die een, kan ek baie goed opmaak met die ander. Okay, maar dit is great om eintlik 'n allrounder te wees. Want soos wat jy sê, as jy swak doen in die een, kan jy opmaak met die ander een. Maar onthou net by die cricket, met die batting, as jy uit, dan sit jy een kans, dan sit verby. By rugby as jy die bal nok, kan jy dalk nog 'n bietjie regmaak. Maar by cricket as jy nie kies jy gone, as jy klaar, of as jy gebal word, dan is dit verby. Wat is jou beste bowling figures vir die jaar? Vir hierdie jaar dink ek dit was op Super 12. Ek sukkel om te onthou teen wie. Dit was teen Saamtrek. Was dit teen Saamtrek? Saamtrek, Ja, toe okay. vat ek 4 vir 16. 4 vir 16. Ja. Well done. Ek het by Super 12 3 keer 4 wickets gevat, nie een keer 'n Jy het nie 'n fiver gekry. Oh nee. 4 is my max. 3 matches, 4. En dit was baie naby. Baie naby. Ja. Baie naby. Kon jy jou fiver gekry het? Het jy dalk 'n catch gedrop of jy kon nie net daai fiver kry nie? Nee, actually nie. Is elke keer wat ek vir die tailenders bal ek kom so 'n stukkie van die opstamp af elke keer. Wil goeie balle en dan daai laaste 5 balle vir die tailender vir my laaste over drif te kom met so buite opstamp met so 'n stukkie, maar ja. Maar hoe voel jy dan nou as 'n bowler as jy nou nie jou fiver kry nie? Ek kyk aan die beter kant. In plaas van daai 1 wicket wat ek nie gekry het ek 4 wickets gekry. Okay, en jy het jou span gehelp om te perform. Elke wicket tel, elke dag. Elke tel, ja.
En wat is jou hoogste score met die batting? 99, ja. Oh no. Hoe het jy, is jy uit? Ja, Wat het jy gedoen? Hoekom chak jy 100? double step. dag. Stomp by my. Toe stokkel jy op 99. Ja. So jy het nog nie daai dubbel of hy syfers behaal nie, maar dink jy kan dit dalk nog miskien maak in die nabye toekoms? Ja, As jy die bal reg slaan en goed slaan. ja. Maar voel jy as 'n kolwer as jy opgaan? Voel jy as jy daar eers in die middel? Voel jy self okay, vandag voel ek lekker? Ja. Ek voel as ek medal en dan nog paar medal dan voel ek reg en dan settle ek net en dan sukkel hulle om my uit te kry. Ja. Maar hoe doen jy as jy kom ons sê jy vang 'n dip in jou batting? Wat doen jy om weer daai confidence te kry om te weet waar jy moet wees? Ja, ek oefen. Ek hou net aan oefen en dan my pa wat altyd sê is hou net jou kop en dink net positief. Moet jy aan die negatief dink. Okay. So dan werk julle en werk en werk en werk. Ja. Nou, verduidelik gou vir my, hoe werk julle oefening by die skool? Verduidelik vir my 'n dag se oefening of 'n middag se oefening. So ons oefen gewoonlik so 2 ure. So dis van so 2 ure. Ja, Ja, 'n uur en 'n half, Ja. maar Okay. sou partykeer bietjie langer aan. Alright. So ons sal gewoonlik begin met net tussen 2 wickets hardloop, dis by die pitch gewoonlik. Hardloop ons osself dood. Ja, Net om op te warm. Okay. John Liebenberg, Ja, John Leeuwenberg wat ons die hele tyd net op en Ons af captain, hardloop. Ernstig. ja, Ja. nee, goeie captain, hy weet wat's beste, Ja. maar ja, dan kry ons net 'n paar dynamic stretches. Hardloop ons 'n paar keer high knees, die classics. Klassiek, ja. Sal ons begin gewoonlik 2 ons opening batsmen wat sal gaan oppad, sal gewoonlik John en Marcus Marcus Günther, John Liebenberg, hulle sal gewoonlik opgaan. Maak ons los, bal ons 'n paar balls vir so party lesse bal ons die hele les deur, ander kere sal ons so 'n uur 45 minute bal, dan sal ons bietjie veldwerk gaan doen. Maar ja, overall dit werk goed, goeie. Hier ons julle nie moeg na 1 uur en 45 minute se Ja. bowling nie. Ja, nee, ons is moeg. Maar ons kry water. Jy kan water gaan drink. Waterbreek Ja. en so aan. Ja. En dan kom ons gaan gou 'n bietjie oor na die Dragons toe. Hoe is daai spankultuur? Want julle is nou redelik baie van Mooirivier en daar's redelik baie van Saints en so aan. Hoe voel daai kultuur om saam met ander ouens te join? Hoorie, dit maak vir ons love it. Ons ken daai ouens van onder 11 af. Ons het daar met hulle was ons bietjie shaky, nie goed geken nie, net bietjie sê nog steeds well done, well built, maar soos wat die jare aangaan, ons het regtig goeie verhoudings met hulle gebou. Ons is regtig goeie vriende. Ag, dis nice. En by jou? En ja, ons speel goed saam met mekaar en ek het gesien dat ons mekaar aancheer as ons soos field en maar as ons soos catches drop dan skree ons op met mekaar en goed. Okay. Wat dink julle kan moontlik beter word by die Dragons? Ons het nou gehoor julle het 50 overs veldwerk gedoen. En daai 50 overs, wat dink julle kan miskien beter gedoen het? Ek dink ons kan ons bietjie meer aan ons catches werk Okay. en ons ground fielding. Alright. Party het deur ons bene gegaan. So dis maar die basics. Ja. As jy nie die basics reg het dan behoort julle dan nou redelik goed te doen. Ja. Wat sê jy? Ons het die eerste 25 tot 30 overs het ons het goed gedoen. Ons energie was hoog, min drop catches, goeie fielding. Ons het regtig hulle onder baie pressure gehou. En toe hier na drinks, na halfpad, het ons bietjie kop verloor. Ons het besluit ons cruise wat 'n fout was. Okay, ja. Ons het beslis gedink omdat ons die eerste helfte goed doen, gaan ons die tweede helfte goed doen. Dit was verkeerd. Ons moes kop hou tot die einde toe en toe het hulle ons klein bietjie meer runs gekry. Toe het hulle klein meer runs gekry na die einde toe. Dit was baie onnodig. Ons kon dit maklik voorkom deur net die geeste op te hou, net te doen wat ons die eerste helfte gedoen het. En maybe catches te vat. Ja, dit Belangrik insluit. belangrik en Ons nie veldwerk, fokus in die veld nie, dan droppie catches, fielding slips. Maar is dit nou daar waar daai laaste 20 ouers inkom waar die ouens nie gewoond is aan nie, as mens nou so sê, en dan drop die energie bietjie, konsentrasie en so aan.
So dit is daai laaste 20 moet mense eintlik nou eers meer konsentreer as die eerste 25 of so. Ja. Right, ek gaan gou 'n bietjie vir julle 'n paar vragies vra. Wat beteken dit vir julle om vir die eerste span te speel en dan ook vir die Dragons? Ja, dit is werklik 'n groot voorreg. Dit gee my trots. Ek's trots. Dit laat my dink, hoorie, ek's goed, ek kan dit doen. En ek regtig, dit is vir my lekker. Ek love cricket. Cricket is vir my lekker. Vir my lekker om saam met mense te speel en dis lekker om te weet ek is goed. Ek is good. En vir jou? Ja, nee, ek voel goed. En ek het baie vriende gemaak en dit laat my meer, ja. Okay. Sê gou vir my, so praat van die vriende. As jy op toere is, maak jy vriende met die ander spanne se kinders of se spelers? Ja, nee, definitief. Soos hierso by die Potchefstroom week daar toe ons gespeel het. Hoorie, ons het met daai Kosh ouens, ons het hulle redelik ver gewen, so ek sê elke keer. Maar hoorie, ons het regtig goeie verhoudings met hulle bou. Ons 'n paar regtig nice ouens. Okay, dis goed om te hoor. Maar wat se tradisies het julle by die skool met die cricket, as daar enige tradisies is? Ek sou sê die klassiek, ons bid voordat ons opgaan. Wow. Hoedens af, net 'n oomblik gee. Awesome. Net ons doen ons beste. We do our best, God will do the rest. Yes, well done. Hoe belangrik is span lojaliteit en respek vir mekaar in jou span omgewing? Ja, jy moet oor die weg kom met jou spanmaat. Anders dan gaan jy mos nou nie goed speel en ja. Okay, wat dink jy van respek vir jou spanmaat? Ja, ek dink dis net belangrik om te weet ons is mense, ons maak foute. Om nie iemand uit te trap sal iets foute nie. Om net te weet jy kan dit regmaak. Okay. Dis great. Kom ons gaan 'n bietjie oor wie of wat het julle geïnspireer om te begin cricket speel? Hoekom het jy daai bat opgetel en begin cricket speel? Ek onthou nog, ek het een keer dat ek die Ashes gekyk. Wow. Saam met my pa. Ek het nog niks van cricket geweet nie. Ek het net gesien hoe hierdie ouens die bal vir vure slaan, nie so gemaklik lyk. Ek het geweet wat dit was nie. Vra ek my pa daaroor. Sê hy, "Wil jy dit speel?" Sê ek ja. Toe hou dit aan. Kry vir my 'n bal, kry vir my 'n bat. Ag, great. En by jou? Ja, ek het eerste keer het ek vir AB gesien bat. En Is hy by jou rolmodel? nee, Quentin is. Okay, nice. Yes. Maar AB en daar was nog teen daai West Indies. Toe hy so vinnig 149 gekry. Ja. Ja, toe sê hy vir my pa nee, ek wil dit speel. En toe gaan speel ons backyard cricket. Ja, dit wou ek, ja. Maar kan jy daai innings onthou van AB? Ja. Daai was 'n briljante innings. Ja, hy het net Ja, Hy het net baie ingegaan en gesweep. ja, R1 gekort, dan sou hy die vinnigste 150 gekry. 150 ooit gekry het. Ja, 100. Wat dink jy van Quentin de Kock? Hy is jou rolmodel. Wat dink jy van sy spelpyl? Ja, hy's baie kalm en as hy bat dan gebruik hy die tyd daar op die pitch. Okay. En dan ja, en hy bou 'n innings. En hy bou innings. Ja. Maar Quentin is of hy kry 0 of hy kry 100. Ja, dis So dis maar ongelukkig hoe Quentin is. Ja. As hy die dag nie lus is vir bat nie, dan kan jy dit sien. En Maar as ek hy like dag die wil bat, tegniek van hom. ja, die tegniek is briljant. Ja. Ja. Wie is jou rolmodel? Ek het 'n paar. Ek het nie een gunsteling nie, maar ek het 'n paar wat ek kyk. Soos ek hou nogal van Shaun Pollock, as ek so moet sê. Wat ek hou van Wow, dat hy okay. ook die allrounder was. Hy kan bat, hy kan bowl, hy maak op met die een met die ander. En ook natuurlik, deesdae Luander, ek het baie respek vir hom, Pretorius. Hy kom uit Mooirivier uit, ja. Toe hy by Mooirivier kom praat het en toe hy met die Super 12, toe ons die semifinals, deur na die semifinals toe was, hy ook vir ons Mooirivier eerste span spesiale boodskap gestuur om te sê sterkte. Ek voel dit het baie beteken om te kyk waarvandaan hy kom, waar hy nou is. Well done. Wil jy eendag vir die Proteas, Joel? Ja. Wil Ja. jy vir die Proteas? Dit sal groot voorreg wees, ja, maar ja. Julle het die geleentheid, julle het die talent om dit te doen. Julle moet net ander oefen. Ander oefen. Moet nooit groot kop kry nie. Moet nooit dink jy's beter as iemand anderster nie.
bly nederig en die dinge sal gebeur soos dit gebeur. Dit sal gebeur. Kom ons praat 'n bietjie, wat 'n rol speel julle ouers en ondersteuners in julle groei van julle wedstryde? Ja, nee, natuurlik ons sou niks kon doen sonder ons ouers nie. My ma sy het gesê ek moet vir haar 'n shout-out gee hierso. Ek moet vir haar sê vandag, mamma, dankie, ek waardeer baie. Kyk aan die kamera sê vir jou ma, dankie. Baie dankie vir alles. Ek waardeer baie. Al die rondry, elke liewe ding, ek waardeer dit regtig baie. Ek kon niks sonder dit doen nie. My pa wat my ook help, my mindset, net my overall strategy regkry as ek in die wedstryde ingaan. So gepraat van jou pa. Vertel gou 'n bietjie die kykers, waar is jou pa tans? My pa is tans hy was in Barcelona. Hy is op die oomblik in Engeland waar hy nou gaan uitvlieg. Ek sien seker nie waar maar hy werk met McLaren met die Grand Prix nou. Met die Formule 1. Ja, met die Formule 1. So hy werk met die Formule 1. Kliniese sielkundige, maar ja, veral omdat hy sielkundige is, hy help my regtig hoe ek die goed aankyk met my mindset dat hy help my baie met nerves. Jo, op 'n tyd hier graad 3 tot graad 5. Ek het ernstige angs gehad met die batting en die bowling met cricket overall. Hy het my gehelp om net te sien, dis 'n game. Die moenie fokus op uitslag nie, fokus op wat jy kan doen. Next job mentality. Jo. So baie dankie aan my pa. Daar sê. En vir jou, wat beteken die rol vir jou ouers? Ja nee, al die ure wat hulle ingesit het. Ja, want ek het ook ander franchise cricket gespeel soos LPL. En elke naweek. Dis baie rondom. Elke naweek moet ons Gauteng toe ry en terug ry. So ek wil net sê ook baie dankie mamma en pappa dat hulle al hulle tyd spandeer op my. En ja. Dis goed man. Okay, maar wat is jou grootste cricket doelwit? Ons het gesê 'n bietjie van jy wil Proteas Joel, maar wat is julle volgende moontlike stap wat julle wil doen in die cricket? So eintlik ek gee nie regtig om oor resultaat waar ek op eindig en wat 'n span nie. Ek wil net weet elke wedstryd, elke bal, ek geniet dit en ek gee my beste. As ek my beste gee en ek weet ek probeer hard, dan maak dit my nie saak waar ek op eindig nie. Maar ja, dit sal natuurlik lekker wees om een stap hoor om daar dis nie goeie ouens te gaan speel, maar ja. Great man, en jy? Ja, ek wil my eerste 100 slaan. Okay, ja, maar dis great. Ja. En ek werk baie hard aan my batting deesdae. Maar hy gaan kom. So ja. Want dit is 'n kwessie van tyd, né? Alle dinge gebeur met 'n doel. So as jy aanhou werk soos wat ons sê en aanhou werk, jy gaan jou 100 kry. Erns gaan jy 'n dag besluit okay, dis nou en dit gaan gebeur en erns langs die lyn gaan jy 3 fivers vat in 'n ry. So dis net hard werk, glo in jouself. Ons het daai vragie gevra. Ja, wat is die moeilikste aspek van cricket volgens jou? Ek sou sê mindset. Om dit nie te oordink nie. Om dit nie te oordink nie, om net te sien as 'n game, net te speel. Maar jy miskien jou pa se sielkundige, hè? Ja, well done. En jy, wat is die moeilikste aspek van jou? Van cricket vir jou? Ja, om jou mindset reg te hê en om net te fokus, want dit is moeilik as jy soos lang formats te speel, dan verloor jy konsentrasie. Okay. Ons het nog so 'n paar vragies. Het jy so 'n bietjie gepraat van jou kaptein daar by die skool? Wat maak hom goed? Ja, John. Sê vir my hallo. John. Ek waardeer ou. Nee, hy is regtig, hy het goeie cricket knowledge. Hy's 'n goeie kaptein. Hy ken cricket. Hy ken die spel. Hy ken almal. Alright. Ja, nee, hy's regtig en hy's 'n goeie cricketer. Hy kan bowl, hy kan bat, hy kan field. Hy's regtig hy's daarbo. Raak jy kwaad vir jou kaptein? Ja, partykeer. Ja, ek doen partykeer. Maar wat doen hy dan? As jy kwaad word vir hom? Ja, hy doen niks regtig nie, maar So jy raak maar net kwaad. ja, maar maar partykeer as hy soos op die veld iets verkeerd doen, dan sak hy sy kop en dan Okay. ja, en dan doen hy net nie meer goed. Maar dan moet julle mos nou 'n spanmaat. Ja. Moet julle hom dan nou help en sê okay, right, Cappie kom. Nie laai kop drop nie. Ons skree nie vir mekaar nie. Ons bou probeer, mekaar. meneer. Of probeer. Mooi.
As jy jou span by Mooirivier in 3 woorde moet beskryf, wat sal jy sê? Ons Mooirivier span. Ja. Loyaal, Ja, 3 woorde. Oei. 3 woorde loyaal. vriende en spanwerk. Nice. En jy? Ons kan Want dit is klaar 2. Ons kan. regtig. Ja. Sorry. Okay. Kan. Ja, is reg. Kan spesiaal Wow. en dan hardwerkend. Hardwerken. Nice man. Okay, laaste vraagie. Okay, dit het nou niks met cricket te doen nie. Vir wie wil julle nog shout-out gee? Vian Libbe. Ja, sy. Via Libbe, shout-out vir jou van Jandre Boshoff se kant af. Nog iemand? Meisie? Bossie. Ja, my ouma wat ook altyd in my glo. Wow, well Ja. done. Shout-out jy nog? Ek wil graag baie dankie sê aan al my afrigters. Veral coach David Crowther. Hy het my al van graad 2 af help met my cricket. As dit nie vir hom was nie, sou ek nie wees nie. Ek sou nie 'n enkele run gemaak het nie. Wow. Van graad 2 af, graad 2 begin tot nou. Kry nog steeds amper elke dag by hom les. Ek waardeer dit regtig baie. So daai spesifieke coach het 'n Ja. groot invloed op jou gehad. Ja. En is daar 'n coach wat 'n groot invloed op jou gehad het? Ja, sy naam is Coach Corrie en hy het my van graad 1 af, nee, van graad R af, Reg, ja. nee, tot so graad 4 af. Toe skuif ek mos nou Mooirivier toe want ek was in Gauteng, Laerskool Reinveld. So ja. Ook in Benoni. Ja. Ja. So ons gaan nou terug Valley toe. Ja, ons speel by my klub waar ek was, Old Bench. Okay. So ja. Nice man. Hoorie maar baie dankie vir julle tyd. Ja. Ons het nou lekker gesels. Maar sterkte vir julle toernooi en mag die beste span wen. Ja. Dankie. Baie dankie om waardeer. Dankie omdat ons hier Jo, kon nou moet wees. ek gaan leer. Dis hoekom ons hier is. Selfde. Ons moet gaan leer want ons skryf geel môre. Maar dis mos maklik eintlik. Geografie is maklik, ja. Ja. Jo, En leer ons mos vir die voels. ja. Ouers, hulle hoef nie te leer nie. Ja, asseblief. Mamma, Mamma het julle gehoor, pappa het julle gehoor. Die manne gaan nie leer nie. Nee, dis 'n joke, julle moet leer. Ja. Julle moet leer. Om deur te kom, om hoërskool toe te gaan, om eendag vir die Proteas te join. Ja. Wel die manne maar baie dankie weer Baie eens en gaan groot. Ja. Ja, dit was Driekens Viljoen wat gesels het daar met Adrian Kreer en Jandre Boshoff, 2 briljante cricketspelers daar van Laerskool Mooirivier, as ook die Noordwes Drake, die Dragons. Wat voorberei vir hulle toernooi 28 November tot 2 Desember daar in Benoni. Tot 'n volgende keer, selfe plek, selfe tyd. Totsiens.